Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se woordverkondiging. Ons is dankbaar vir nog 'n rusdag wat die Here gegee het, dat ons tot sy eer saam kan wees, rondom sy woord kan stil word, en ook kan bid en bely en kan sing, en dit alles tot eer van die Here. Ek noem dit dan hartlik ook uit vanoggend, om saam met ons deel te hê, sing saam, bid saam, bely saam, dat ons ook so die gemeenskap van gelowiges tot eer van die Here mag hê. Kom ons sit net so, dan neem ons 'n oomblik vir stil gebed. Mag dit wat ons sê en dit wat ons dink vir U aanneemlik wees. O Here, ons rots en ons verlosser. Amen. Kom ons bid saam om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees. Amen. Kom ons loof die Here deur saam te sing uit Psalm 147. Ons gaan daarvan saam sing verse 1 en vers 3. Dat ons ook hier in vers 3 kan sing hoe die Here ook sorg. Ons daar kan sien hoe hy sorg vir sy skepping. Hy gee vir die aarde reën. Hy laat gras opkom op die berge. Hy gee kos vir die vee. En so ook sorg die Here vir my en jou. Kom ons sing saam Psalm 147 verse 1 en vers 3. Daarna gaan ons saam ons geloof bely. Laat voor die Here lofsang reis. Hoe goed is dit om God te prys. Hoe lieflik om die lof te sing. Die lof wat ons aan hom moet bring. Want hy wil ons in guns aanskou. Hy wil Jerusalem herbou. En Israel wat verstrooid nog swerf, versamel op die heilige erf. Sing daarom voor die Here dank, psalm sing om by die siterklank, om wat die lug met wolk oorsprei, en vir die aarde reën berei, wat op die berge gras en kruid, die voedsel vir die vee laat spruit, die rawenes op milde wys, versorg wanneer dit roep om spys. Ons bely dan vanoggend saam ons geloof aan die hand van die 12 artikels, of die uitgebreide naam daarvan, die 12 artikels van die algemene, ongetwyfelde Christelike geloof. Met ander woorde, dit wat ons ongetwyfeld bely, daar is geen twyfel dat dit wat ons saam bely, die waarheid is nie. En daarom bely ons dit ook vanoggend saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en al die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Die vergewing van sondes. Die opstanding van die liggaam. En 'n ewige lewe. Kom ons antwoord dan ook op ons belydenis, deur nie net met woord nie, maar ook met daad, ons geloof openlik en duidelik te maak. En daarom leer die Here ons ook hoe om sy wil te soek en ook te doen, aan die hand van die wet van die Here, soos vir ons gegee is in Eksodus 20. Kom ons luister saam na die wet van die Here vanuit Eksodus 20.
Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord op die wet van die Here deur saam te sing in Psalm 25. Ons gaan daarvan saam sing verse 7 en vers 8. In vers 8 bid ons dan ook in hierdie psalm: O my God, ontferm U oor my. In my diepe ongeluk, eensaam as ek, o verhoor my, gaan se ellendig en indruk. Dat ons hierin kan erken, daar waar ons met hierdie skuldgevoel van die sonde saamleef, kan ons dit voor die Here bely. En sy genade is vir ons genoeg. Kom ons sing saam Psalm 25, verse 7 en 8, daarna gaan ons saam bid. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, dankie vir die voorreg dat ons ook vanoggend tot U kan bid. Dat ons mag herken ons is sondig en gebroken. Ons faal in alles wat U van ons vra. En daarom kom ons vanoggend en ons bely dit. Ons erken dat ons sondig is. Ons erken dat ons struikel. Daarom vra ons, eerstens, Here, dat U ons sal vergewe.
maar ook dat U vir ons die krag sal gee. Dat ons sal kan stry teen die sonde. Dat ons berou sal toon. En dat ons sal poog om U wil te doen. Dankie vir die voorreg dat ons mag weet U woord word vandag wêreldwyd verkondig. Dat ons broers en susters in die geloof reg oor die wêreld vanoggend kan hoor hoe die goeie nuus verkondig word. Ons bid vir elkeen wat vanoggend U woord hoor. Dat U die harte gewillig sal maak, dat U die verstand sal helder maak en die ore sal oopmaak om te hoor, ter harte te neem en ook om uit te leef. Dat ons mag weet, U bewaar U kerk. U gee vir ons die kosbare geskenk van die waarheid, die enigste waarheid, die waarheid wat lewe wek. Ons dank U vir die voorreg dat ons U so mag ken en ook beter mag leer ken. Wil U ook dit afbreek wat ons aandag aftrek vanoggend. Dat ons fokus op U sal hou en U daarvoor ook sal verheerlik. Ons bid dit alles in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die voorreg van die evangelie is dat ons aan die een kant kan vra dat die Here hom oor ons sal ontferm, en dat ons kan vra dat hy ons sal vergewe, maar ook dat ons daarop kan antwoord en sê, kom maak die Here groot, laat ons sy naam 'n lofsang wy. En kom ons antwoord dan so deur saam te sing op Psalm 34 vers 2, dat ons kan erken, ek het in my gebed die Here gesoek, en hy het my geantwoord, en hy het al my vrees gered. Kom ons sing saam Psalm 34 vers 2, daarna gaan ons saam lees uit die woord van die Here. Kom maak die Here groot, laat ons sy naam 'n lofsang wy, aan hom wat groot is en naby, die helper in die nood. Ek het in my gebed die Heer gesoek en hy het my in antwoord op my nood geskry, uit al my vrees gered. Ons skriflesing vanoggend kom uit Joshua hoofstuk 5. Ons gaan daar van die eerste 12 verse saam lees. Joshua 5 vanaf vers 1. Toe al die konings van die Amoriete wes van die Jordaan en al die konings van die Kanaaniete aan die see hoor dat die Here die water van die Jordaan voor die Israeliete laat opdroog het sodat ons kon deurgaan, het hulle harte van angs verstyf en het hulle nie meer moed teen die Israeliete gehad nie. In die tyd het die Here vir Joshua gesê, maak vir jou klipmesse en besny die Israeliete. Daar moet weer 'n besnydenis wees. Joshua het toe vir hom klipmesse gemaak en hy het die Israeliete besny. Die plek is genoem die heuwel van die besnydenis. Die rede waarom Joshua die besnydenis moes uitvoer is die volgende. Die hele volk wat uit Egipte getrek het, die mans, al die weerbare manne, is op pad in die woestyn dood met die uittog uit Egipte. Al die mense wat destyds getrek het, was besny, maar die mense wat in die woestyn onderweg gebore is, tydens die uittog uit Egipte, was nie een besny nie. Die Israeliete het 40 jaar lank in die woestyn rondgetrek, totdat die hele nasie uitgesterf het. Dit wil sê die weerbare manne wat uit Egipte getrek het en ongehoorsaam was in die opdrag van die Here. Hy het destyds 'n eed afgelê, dat hulle nie die land sou sien wat hy met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het om aan hulle te gee nie. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Hy het daar die mense se kinders in hulle plek gestel, en vir hulle het Joshua besny, want hulle was nog nie besny nie. Hulle is nie langs die pad besny nie. Nadat die hele nasie klaar besny is, het hulle eers in die kamp gebly tot hulle gesond was. Die Here het vir Joshua gesê, vandag het ek julle bevry van die smaad wat van Egipte se tyd af op julle rus. Joshua het die plek toe Gilgal genoem. Dit is vandag nog die naam. Terwyl die Israeliete nog in Gilgal in die kamp was,
het hulle die Paasfees daar in die Jerigo vlakte gevier. Op die 14de van die maand in die aand. Die oggend na Paasfees, presies op die dag, het hulle ongesuurde brood en gebraaide koring van die opbrengs van die land geëet. Daardie oggend toe hulle van die opbrengs van die land eet, het die manna weggebly. Daar was nie weer manna vir die Israeliete nie. Hulle het daardie jaar van die land Kanaan se eie oes geëet. Ons gaan vanoggend in die prediking spesifiek fokus op vers 12 en ek hou dit graag weer vir ons voor. Daardie oggend toe hulle van die opbrengs van die land eet, het die manna weggebly. Daar was nie weer manna vir die Israeliete nie. Hulle het daardie jaar van die land Kanaan se eie oes geëet. God sal voorsien. Ons het dit al baie gehoor, al baie gesien en baie van ons het al verskeie kere beleef. God se voorsienigheid word duidelik sigbaar wanneer ons ontvang uit die hand van die Here. En dikwels gebeur dit as 'n antwoord op ons gebede. God se voorsienigheid maak dit vir ons duidelik dat hy werklik ons Vader is en daarom vir ons gee wat ons nodig het. Ons ontvang die sekerheid dat God goed is en vir ons gee wat nodig is. Maar so dikwels is ons geneig om God se voorsienigheid verkeerd te verstaan. Ons fokus soveel meer op dit wat ons nodig het, as wat ons fokus op dit wat God voorsien. En daarom leer Christus ons ook om te bid, gee ons vandag ons daaglikse brood. Hierin erken ons dat ons nood het, en dat God dit vir ons sal gee. Ons bid tot God, omdat ons deur die Gees die sekerheid ontvang, dat niks of niemand anders vir ons kan gee wat ons nodig het nie. En daarom word ons vanoggend verseker, dat God die enigste bron is van alles wat ons nodig het, na liggaam en na siel. En dan die 3 gedagtes waarby ons gaan stilstaan, God sorg vir alles wat ons fisies nodig het, God sorg vir alles wat ons geestelik nodig het. En daarom eis God, dat ons op hom sal vertrou. Gedeelte wat ons saam gelees het in Joshua 5, bevat 'n kosbare stuk geskiedenis. Hierdie gedeelte is dit waarop gewag word sedert die gebeure in Egipte, waar die volk getrek het. Ons lees in Exodus 12 van die instelling van die Paasfees. Die volk het die Paasfees gevier as voorbereiding om uit Egipte uit te trek. En na die uittog gaan 'n lang tyd verby, waar die volk trek op pad na die beloofde land toe. In hierdie tyd lees ons van verskeie gebeure en hoe die volk dikwels gestruikel het en geworstel het met die Here. En ook hoe hulle gesondig het. Maar elkeen van die Israelitiese mans wat uit Egipte getrek het, was besny en het die teken gedra van God se verbond. Maar weens die volk se opstand teen God en twyfel in sy voorsienigheid, is hierdie hele generasie wat uit Egipte getrek het, uitgewis in die woestyn. In die tyd wat die volk getrek het, is die Paasfees nooit gevier nie, en ook is die seentjies nie besny nie. Maar die volk is nie oorgelaat aan hulle eie genade nie. Wanneer hulle kwaad geword het vir Moses en vir God, weens honger of dors, het God elke keer gesorg. Water uit die rots, manna en kwartels, hulle het elke dag genoeg gehad om te eet. En hoewel die volk hieroor ook ongelukkig was en gekla het God nie opgehou om te sorg vir die volk en om te sien hulle behoeftes nie. Daar was elke dag manna en kwartels, behalwe op die Sabbat, maar God het ook so gesorg dat die volk die vorige dag genoeg kon optel om ook op die Sabbat te kon eet. Maar in Joshua 5 vers 12 lees ons dat die manna weggebly het. Daar was nie manna om te eet nie. Wat ons hier in gedagte moet hou, is dat die kinders wat gebore is in die woestyn, groot geword het met geen ander kennis van kos nie. Aanvanklik in Exodus 16 het die mense nie geweet wat hierdie vreemde kos uit die hemel is nie. Maar vir die nuwe generasie Israeliete het hulle niks anders geken nie. Maar op daardie dag in die land Kanaan het die manna opgedroog. God het nie manna gegee nie. Daar was nie manna om te eet nie. Dit wat hulle vir die afgelope 40 jaar geëet het, om hulle aan die lewe te hou, dit wat hulle daaglikse brood was, is nie meer daar nie.
God het opgehou om manna te gee. Maar geliefdes, God het nie opgehou om te sorg nie. Die volk kon op daardie dag eet van die oes van die land Kanaan. En daar was nie weer manna gewees nie, want dit was nie nodig nie. God het gesorg dat die volk kan eet van daardie jaar se oes in die beloofde land. God se buitengewone voorsienigheid deur manna en kwartels het opgehou. Maar God voorsien ook nou aan die volk in die beloofde land op 'n wyse wat ook vir hulle vreemd is. Gereelde oeste. Soos wat Christus brood vermeerder het as buitengewone tekens van God se voorsienigheid, het hy ook op meer ortodokse maniere geëet. Vir die volk het die woestyntydperk nou tot 'n einde gekom, maar net soos wat God verseker het dat hulle nie honger ly in die woestyn nie. Maar net so seker sorg hy ook dat hulle nie honger ly in die beloofde land nie. Waar die volk daagliks genoeg gehad het om te leef van die manna en kwartels, beleef hulle self nou die oorvloed in die land wat oorloop van melk en honing. So is dit in hierdie gedeelte merkwaardig dat eerstens die manna gestop het, maar ook tweedens dat die oorvloed van Kanaan nou in die hande van die volk was. God se voorsienigheid in die vorm van manna se doel was om vir die volk te wys dat hy die Here is. En daarom het die manna nou ook die doel voltooi om die volk te onderrig, en daarom keer God ook nou terug om op 'n meer algemene en 'n meer bekende wyse te voorsien. Maar God se voorsienigheid word nie net op fisiese vlak duidelik gemaak nie. Ook die geestelike voorsienigheid van die Here word duidelik gemaak in Josua hoofstuk 5. Hierdie gebeure wys vir ons duidelik hoe God ook so voorsien, dat die volk die verbondstekens kan gebruik hier in die beloofde land. Nadat die volk in hoofstukke 2 tot 4 die land ingegaan het, begin die besetting van die land deur middel van die verbondstekens. Die besnydenis het nie in die woestyn plaasgevind nie, en net so ook is die Paasfees nie gevier nie. Maar in hierdie eerste oomblikke in die beloofde land gee God die opdrag dat hierdie heilige tekens gebruik moet word. Die generasie wat die uittog begin het almal die verbondstekens gedra en die Paasfees gevier. Maar hulle het dit nie geleef nie. Hulle het die tekens gesien en gedra en nog steeds getwyfel in God se voorsienigheid. Vir die eerste generasie was die fisiese waarde van die tekens van baie meer waarde as die geestelike waarde. Maar die realiteit is, die beloftes van God se besnydenis en Paasfees se waarde het nie afgeneem in die 40 jaar in die woestyn nie. Die feit dat die Paasfees nie gevier was nie, beteken nie dat God nie uitkomste gegee het uit slawerny nie. Die feit dat die besnydenis nie gedoen is nie, beteken nie dat die volk nie meer aan God behoort, of dat sy verbond ongeldig is nie. En daarom moet ons ook die vermaning ter harte neem, wat Paulus gee in 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 5. Die Israeliete het almal in die woestyn van dieselfde manna, en dieselfde water uit die rots uitgedrink. Hulle almal het deur die Rooi See gegaan, maar hulle was nie tevrede nie. En daarom moet die geestelike waarde van hierdie tekens nooit gering geag word nie. Menslike ongeloof maak nie die beloftes van God ongeldig nie. Ons dien 'n dinamiese, beloftehoudende God. God se voorsienigheid hou nie op omdat God nou voorsien op 'n wyse wat ons nie ken en verstaan nie. Op hierdie stadium beleef ons as gemeente ook 'n spreekwoordelike woestyntydperk. Ons het in Februarie laas die sakrament van die nagmaal gebruik. Daar is verskeie babietjies in ons gemeente gebore voor en gedurende die grendeltyd wat nog nie gedoop is nie. En hoewel baie van ons die verlange het om op hierdie stadium die sakramente te vier, kan dit nie op hierdie stadium geskied op 'n wyse wat aan God die eer gee nie. Ons bely saam dat die doop en die nagmaal as fisiese tekens dien om ons geloof te versterk.
Maar hierdie sakramente kan nie ons geloof versterk sonder die werking van die Heilige Gees nie. Die geloof wat God in ons opwek, dien as die hand en die mond waarmee ons eet van die geestelike brood. Maar dit beteken nie dat die nagmaal en die doop waardeloos is nie. Maar juist dat hulle waarde nie in hulle self nie, maar in Christus opgesluit is. Geliefdes, wanneer ek en jy dan bid tot God en ons vra, gee vir ons daaglikse brood, dan erken ons dat dit God is wat ook op die geestelike vlak aan ons behoeftes voorsien. En ook in hierdie buitengewone tyd, sorg God ook vir ons op 'n buitengewone wyse. Ja, dit is al 'n geruime tyd dat ons nie saam nagmaal kon vier nie. En daar is verskeie kindjies wat nog nie gedoop is nie. Maar dit verander nie die saligheid van die mens nie, omdat ons deur God uitverkies is. Word ons ook in hierdie lewe na liggaam en siel deur God versorg en onderhou. Maar soos wat 'n generasie nie die Paasfees of die besnydenis kon beleef nie, so moet ons ook besef dat sou God dit bewil, dat ons in hierdie lewe nie weer die nagmaal of die doop kan beleef nie, dat dit nie die waarde of die beloftes daarvan ongeldig maak nie. En daarom kan ons ook in hierdie tyd vir ons kinders vertel van die beloftes van God. Hoewel ons nie die water besprinkel nie, behoort elke kindjie steeds aan God en word hy deur God onderhou en word elke verbondsouer opgeroep om hierdie kindjies groot te maak na die beste van hulle vermoë om die Here te dien. En hoewel ons nie die brood breek en nie van die wyn drink nie, weet ons steeds dat die liggaam van Christus verbreek is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. En aan die beker van danksegging die teken is van die verbond met die bloed van Christus. Die feit dat ek en jy nie vanoggend saam nagmaal gebruik nie, of dat daar nie vanoggend 'n babatjie gedoop word waar ek en jy getuies is nie, verander niks van die werk wat gedoen is aan die kruis nie. Selfs al verlang ons na die sakramente, weet ons daar is steeds uitgeroep, dit is volbring. En daarom moet ons ook in hierdie tyd nie ongelukkig wees omdat God nie voorsien soos wat ons wil hê nie, maar dat ons sal vertrou op God. Omdat God ons Vader is, weet hy wat ons nodig het. Hy is ook die enigste een wat vir ons kan gee wat ons nodig het, en daarom word ons opgeroep om nie bekommerd te wees oor môre nie. God gee vir ons daaglikse brood. Hy gee vir jou en my wat ons vandag nodig het. Vir 40 jaar het die volk in die woestyn elke dag die manna en kwartels ontvang, sodat hulle kon leer dat God werklik ons daaglikse brood vir ons gee. Wanneer ons vra vir daaglikse brood, dan bely ons dat God omsien na al ons behoeftes. Hy gee vir ons wat ons nodig het, sodat ons sy naam kan heilig, sy koninkryk kan laat kom en sy wil kan soek in ons lewe hier op aarde. Soos wat hy vir Elia gesorg het daagliks, dat die kraaie vir hom kos bring in 1 Konings 17, so sorg hy daagliks vir my en jou. Hy gee aan ons gesonde verstand, sodat ons ook verstandig kan werk met dit wat hy vir ons gee. Ons leef nie doelloos om alles maar net op te gebruik wat ons ontvang het nie. En dit word vir ons duidelik in Josef se taak in Genesis 41. En daarom wanneer ons bid vir ons daaglikse brood, echo die woorde van Spreuke 30 vers 8 en 9 in ons gebede. Here, moet my nie arm maak of ryk nie. Gee my net die kos wat ek nodig het, sodat ek nie te veel het en u verloon en sê, wie is die Here nie, en sodat ek nie arm word en steel en my God se naam oneer aandoen nie. Geliefdes, ons kan nie op mense vertrou om te voorsien aan alles wat ons nodig het nie. Want elke goeie gawe is 'n geskenk uit die hand van God. En Christus dien as ons waarborg van God se voorsienigheid. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Soos wat Paulus ook skryf in Romeine 8 vers 32. God het aan ons die ewige lewe gegee, danksy die werk van Christus. En dit is daar dieselfde genade wat verseker dat ek en jy daagliks kan eet en lewe tot eer van God.
Daardie feesmaal waarby jy kan aansit en daardie snytjie droë brood kom beide uit dieselfde voorsienige hand van God. Hoewel die verpakking van God se voorsienigheid dikwels nie altyd op dieselfde maniere voorkom nie, kom dit van dieselfde plek. En is dit altyd die antwoord wat God in sy genade gee aan die wat dit van hom vra. Kom ons vat saam. Wanneer ons bid, gee vir ons daaglikse brood, erken ons het nood. Hierdie nood kan nêrens anders as by God geantwoord word nie. Daarom kan ons erken en met dankbaarheid bely dat elkeen van ons fisiese en geestelike behoeftes deur God aangespreek word. En hy beloof aan ons dat die tyd ook sal aanbreek waar ons die oes van die beloofde land mag geniet. Want daar sal nie meer honger of dors wees nie, maar ons sal die oorvloed geniet van die nuwe Jerusalem. Amen. Kom ons antwoord die saam te sing met Psalm 112. Ons gaan daarvan saam sing verse 1, 2 en 3 van die Kloete omdigting met die kosbare keervers: God wat oorvloed het, voorsien. Ryk is elkeen wat hom dien. Kom ons sing saam Psalm 112 verse 1, 2 en 3 van die Kloete omdigting. Daarna gaan ons saam bid. God wat oorvloed het voorsien, ryk is elkeen wat hom dien. Luister hy na sy gebod, vind hy vreugde in sy God. God gee hom 'n nageslag, in die land 'n sterke krag. God wat oorvloed het voorsien, ryk is elkeen wat hom dien. Al sy dade die hou stand, en is blywend in die land. O kan ander doen hy reg, uit sy volheid gee hy weg. God wat oorvloed het voorsien, ryk is elkeen wat hom dien. Hy sal altyd onbevreesd, veilig seëvierend wees. Magteloos mag die daarna, wat al goddeloos gedra. God wat oorvloed het voorsien, ryk is elkeen wat hom dien. Kom ons bid saam. Ons almagtige Here en Hemelse Vader, vanoggend bid ons tot U en ons erken dat ons verlang om weer as gemeente ook op 'n sigbare wyse by mekaar te wees. Dit is nou al 'n lang tyd vandat ons laas saam die sakramente kon gebruik tot U eer. Daarom bid ons eerstens, Here, dat U ook in hierdie tyd ons geloof steeds sal versterk. Dat U ons steeds sal herinner aan die kosbare beloftes wat U in U woord maak aan elkeen van ons. Maar Here, ons bid ook dat U so sal werk en U mag so sal wys, dat ons ook gou op die bestemde tyd saam kan wees as gemeenskap van gelowiges. Ons erken dat ons dikwels swak is in ons geloof en daarom vra ons dat U dit sal versterk. Ons bid ook dat U 'n einde sal maak aan 'n virus wat werklik wêreldwyd tuister. Dat dit in die pad staan van soveel dinge. Maar op hierdie stadium dat dit in ons pad staan, om saam die brood te kan eet en die wyn te kan drink.
en om kindjies te kan doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Gee vir ons wysheid, gee vir ons insig, en gee vir ons harte om te verstaan. Maar ons vra ook, Here, bo dit alles, gee ons vandag ons daaglikse brood, na liggaam en na gees wat ons nodig het, sodat ons die krag sal kry om U te dien, U naam groot te maak, en al U eer te bring. Ons bid dit alleen in die naam van ons Here. Amen. Kom ons antwoord die saam sing uit Psalm 107. Ons gaan daarvan saam sing verse 2, vers 4 en vers 1. En ek wil graag hê dat U oplet op die vreemde volgorde waarom ons hierdie verse gaan sing. In vers 2 sing ons, gebrek aan drank en brood sou hulle laat versmag het. Met ander woorde, as die Israeliete in die woestyn nie kon eet nie, sou hulle dood gegaan het, as God nie hulle nood op hulle roep geag het nie. En in vers 4, hy het hulle matte skrede gelei op regte baan, om tot bewoonde stede met blydskap in te gaan. Dat as jy kan sing oor die beloofde land, waarheen die Here ook die volk gelei het. En dan erken ons in vers 1, loof God omdat hy goed is, en goed is sonder end. Meld dit al wie behoed is, verlos is uit elend, wat God uit elke land in vryheid weer herstel het. Vry van die slaweband, waarmee hom geknel het. Psalm 107, vers 2, vers 4 en vers 1, daarna gaan ons saam bid om die seën van die Here. Kom ons bid saam. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Mag die Here jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen. Amen.